kan 'n mens verlore gaan. Jy weet, as jy nou die Here gedien het, en ergens mis jy dit, en jy mis die Here, dan dink ek, ja, dit kan gebeur. Want jy het ervarings met die Here, jy het geloof, daar werk goed in jou lewe, en dan raak jy besig met baie goed, en mis dit wat God wil doen in jou lewe. Ons raak so besig met baie dinge, dat ons nie stil raak en by die Here uitkom nie. En hoor wat sê Hebreërs 6. Jy kan Hebreërs 6 gaan lees, dan praat hy oor ouens wat die Here ontmoet het, wat die Here beleef het. Maar vers 5 sê, wat die Nuwe Lewende Vertaling sê, wat die lieflikheid van God se woord beleef het. Ou vertaling sê, wat gesmaak het, dat God se woord goed is. En nou sit en dink ek, Here, hoe smaak ons dit? Wanneer iets lekker is, wanneer jy beleef, wanneer ek 'n sweet vat en sit in my mond, dan smaak ek dit, ek beleef dit. Nou ek het al slegte goed beleef, goed wat ek nie van hou nie. Maar ek eet dit wat ek van hou, ek doen dit waarvan ek hou, ek geniet dit om dit te doen, daarom doen ek dit weer en weer. Nou sê hy, wat gesmaak het, hoe goed God se woord is. Wat beleef het die lieflikheid van God se woord. Lieflikheid is eintlik 'n mooi woord, dat jy beleef God se liefde. So, God se woord smaak ek beleef dat God se woord vir my goed is. Dis vir my lieflik, ek beleef God se liefde, maar ek doen wat die Here sê. En dis, die hartseer is, iets wat glad nie lekker is nie, is wanneer jou kinders nie vir jou luister nie. 'n rebelse kind is 'n bad ding. Eendag het iemand vir my gesê, 'n rebelse kind wens hy nie eers sy vyand toe nie. Dis absoluut 'n slegte ding. En daai kind dink hy's baie slim, maar as hy net besef dat pa en ma se woorde is goed, dat pa en ma se woorde is eintlik lieflik, om lief te hê, om te sê, ek wil hê dit met jou goed gaan, daarom praat ek met jou. Jy sê kry slegte ouers, ek aanvaar dit. Maar jy's 'n goeie ouer wat die lieflik, die beste vir jou kind wil hê en mooi praat met jou kind. Nou, daar's twee maniere hoe God met jou praat. Logos is hierdie geskrewe woord wat God het. So jy kan op 'n Spreuke gaan lees, Psalms gaan lees. Jy kan skrifte vat en lees. En as jy Bybel lees, dan vra jy, Heilige Gees, praat met my, openbaar aan my, want die Heilige Gees het die woord geïnspireer deur 'n klomp verskillende skrywers oor duisende jare, en wat wonderlik is, dat ons hierdie woord vandag het, en jy kan dit bestudeer, jy kan dit lees. Logos, God praat met jou. Maar daar is ook 'n rema woord, hierdie woord wat God hier binne in jou praat. Wanneer jy slag stil raak, en jy beleef net die Here praat in jou, en dis juist wanneer jy die Heilige Gees het, wanneer God met jou praat, jy beleef God se goedheid, God se guns, jy beleef dit wat die Here doen in jou lewe. So daar's twee maniere, 'n logos geskrewe woord en rema. En wat jy moet verstaan is, die twee staan nie los van mekaar nie, hulle is in mekaar geweef. God gaan nie goed met jou praat wat nie in die Bybel staan nie. Nou, een van my grootste getuienisse is, waar ek net beleef het, die Here sê, kry 1000 sitplek tent. Dis wat ek beleef het. Daar is nie 'n skrif in die Bybel nie, oor 1000 sitplek tent nie. Daar's baie skrifte oor tente. Ek het al vir die Here gesê, Here, bevestig dit, gee vir my een skrif wat iets oor 'n tent sê. En dan ervaar ek, die Here sê net vir my, wat het ek vir jou gesê? En dan doen ek dit wat die Here sê. En weet jy, dis ons nie bad nie, dis sleg nie, ons het die evangelie verkondig. Maar dis hoe ek God ervaar het praat met my. So as jy ervaar die Here praat met jou, gaan dit altyd goed wees, lieflik wees, nie sleg wees nie. Hy gaan jou nie sê, maak iemand dood, haat, wees bitter, ignoreer, moenie praat nie, dan is dit nie van die Here af nie. God se woord is nie daar dat jy moet beklei nie. God se woord is daar vrede, die vrede van God oor jou lewe kom. Dis hoe jy weet, luister, hier's logos woord en hier's 'n rema woord. Hulle twee gaan hand in hand. My mening, as jy meer Bybel lees, gaan jy meer hoor wanneer God met jou praat. Want jy gaan dadelik hoor, wow, dis die Here. En mense vra baie keer vir my, is dit nou ek, is die duiwel, is die Here, wie praat nou? Man, as jy die Bybel ken, dan erken jy God se stem. Jy erken wanneer die Here met jou praat. Jy hoor sommer, dis God wat nou praat.
en jy doen wat die Here sê. En ek wil jou aanmoedig om te luister vir die Here en te doen wat God sê. Dankie dat jy vir my luister. Dankie dat jy aanstuur. Jy is 'n great blessing.